is vir die persoon. U sê op die uitkyk na gewillige hart. Vanmôre wil ons net kom in dankbaarheid en sê, Here, laat U wil geskied in ons lewe. Here, dat ons harte en oorgawe net aan U sal toevertrou. Want ons weet, ons kan U vertrou met ons hart. So Here, seën ons vanmôre. Hierdie diens, hierdie verrigtinge, Here. Elke persoon, elke behoefte. Here, mag ons uitstap vandag uit hierdie gemeente, uit hierdie gebou uit, Here. Vervul en verryk deur die teenwoordigheid van die Here in ons en deur ons. Ons loof en ons prys U vanmôre, Here Jesus. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Baie dankie, musiekspan. Dit is so lekker as jy die teenwoordigheid van die Here so tasbaar ervaar. Doen ek ietsie verkeerd? Is alles reg? En dan dink ek, weet julle, hierdie mense moet eintlik net hier bly en dan gaan ons net aan vir die res van die dag. Ek dink baie keer aan daai prediking wat Paulus gegee het en die ou wat daai die verdieping uitgeval het en alles. Ek meen, Paulus was nie op pad om te stop nie. So hy het aangegaan, ek meen, toe terug het daai man sommer uit die dode uit weer op. En as ons so vol is van die Here en ons worship en die gees van die Here vloei, dan dink ek, ons moet net aangaan. Dis baie beter hier binne as wat ons al die moeilikheid daar buite moet trotseer. Maar ons dank die Here dat deur sy genade kan ons dit trotseer. So ja, ek het 'n baie eenvoudige boodskap vandag. Baie maklik. Maar daar is wel 'n sleutel aan en die Here het iets op my hart gelê wat tot ons harte gaan spreek en ek gaan nou vir julle bekend maak wat die plan is. Die tema van vandag se woord is Vaderhart. En julle almal weet, dis Vadersdag vandag. So ek weet nie, het al die papas koffie in die bed gekry en drukkies en soentjies en die kindertjies wat nog in die klein skooltjies is, maak briefietjies en dan is daar 'n chocoladeetjie aan as jy gelukkig is. So het julle dan dit beleef? Ek hoor niks. Is alright. Terwyl ek dan nou so praat voordat ek vergeet, Lennard, die man aan wie jy jou kinders moet toevertrou, het daarom gesorg vir dit. Amen. So ja, as jy nou afgeskeep was vandag, pappa, en jy stap hier uit, die kinders het ietsie spesiaals na die tyd vir al die pappas. So niemand word vandag afgeskeep nie, niemand word uitgesluit nie. Amen. So die tema is Vaderhart. En die doel van die boodskap is, ek wil net 'n paar goed aanraak. Ek kan nie vir jou 'n in diepte lesing oor dit gee nie, want dit is nie my hart vanmôre nie. En dis nie wat die Here met ons deur wil kommunikeer nie, maar ek moet vir jou die klomp goed net bymekaar bring in 'n kort opsomming. Ons praat hierso van 'n vader se hart. En ek meen hier sit baie pappas hierso vanmôre en dan ook almal van ons wat hier sit, het 'n pappa. 'n fisiese aardse pappa. Jy is nie net hier van spys af nie, alhoewel mense dink partykeer, waar kom jy vandaan? Want ek meen, jy's 'n vreemde mens. Ons almal kom van 'n pappa af. En verder is hier baie pappas hier vanmôre. Maar ek kan nie anders om te begin by die pappa van pappas nie. Want alhoewel ons almal dalk 'n aardse pappa het, is daar baie mense wat nog nie hulle hemelse Vader ken nie. Hulle het hom nog nie ontmoet nie. Of hulle ken hom nie as 'n Vader nie. Of die bril waaruit hulle hom kyk nie. So ek wil vir julle begin by Jesaja 9 vers 5. Jesaja 9 vers 5, ons gaan daarso beginne. En daar staan:
Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en vrede sonder einde. Tot sover in haar eerste stuk. Wie kan vir my sê van wie praat hulle hierso? Van Jesus. Ja, julle ken ook die woord, hè? Van Jesus. Nie van enige een hier nie. Hy praat van Jesus, maar hy praat van 'n kind is vir ons gebore. Want elke pappa vandag was ook 'n kind, was 'n seentjie. En hy het opgekyk na sy pappa en hy het gesien hoe lyk 'n pa. Maar daai beeld was dalk nie altyd so gunstig en so goed nie. Daai beeld het dalk nie gelyk soos Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader nie. Dalk het jou beeld van jou pa bietjie anders gelyk. Dalk het jy hinkering gehad na 'n pa, maar hy was nie daar nie. So, vir ons om te verstaan, moet ons hier begin. Die dag toe Jesus Christus op hierdie aarde gebore word, toe kom wys hy vir ons, papas, hoe moet 'n man van God lyk? Hoe moet 'n pa wees? Hoe moet 'n ewige Vader wees? So ons voorbeeld vandag gaan daar begin. Want ons kan geen ander voorbeeld vat nie. Ek kan nie vandag my vat as 'n voorbeeld vir 'n pa nie. Dit gaan 'n miserabele failure wees. Want ek is 'n mens. En glo my, ek het dalk meer foute as wat julle hier wat sit hier. So ek moet begin by die beste voorbeeld wat ons het. En dit is by Jesus Christus. So daar is 'n geboorte aangekondig. Dat hier gaan 'n seun gebore word. En dan gee die woord, die Jesaja die profeet, die identiteit van hierdie kind wat gebore word. Hy sien net die verlosser nie, maar hy's tog jou ewige Vader. En dan sê hy, hy's die sterke God. Hy's die raadsman. Men, hoeveel keer wil jy dalk net 'n bietjie raad hê? En ek weet nie, in vandag se tyd is die mense geneig om vir Google te gryp. Maar ek kan onthou voor hierdie Google en selfone en al hierdie dinge, as jy maar net bietjie wil raad hê, dan loop jy so verby jou ma. As jy liefde wil hê, dan gaan jy dalk meer na jou ma toe. Maar jy stap verby jou ma na jou pa toe. Jy sê, pa, ek het raad nodig. So jy sien, dit is die essens van wat binne in 'n vader moet wees. Hy sê raadsman, hy is wonderbaar, ewige God. So jy sien, Jesaja praat hier en hy profeteer van die koms van Jesus Christus. En dan sê hy die heerskappy is op sy skouer. En dit verwys direk na die koninkryk toe. En julle ken daai woord van die koninkryk beter as enigiemand anderste. Dis male sonder taal het ons al gepraat hieroor. So dit wys wat se impak 'n vader het. Want hy voer nie net heerskappy oor sy huis nie, maar hy gee vir jou leiding deur sy heerskappy. En dis presies wat die Here Jesus hierso sê. En as jy verder blaai in Matteus 6:33 waar ons nou gaan bykom, dan sê hy soek eers sy koninkryk, sy heerskappy. So as jy wil weet, hoe lyk 'n goddelike vader? Hoe lyk 'n goddelike heerskappy? Dan is dit iemand wat sy heerskappy gedryf word deur God in hom. Want dis wat die koninkryk beteken. Dit is die koning waarvan hier gepraat word, Jesus Christus se heerskappy binne in my en jou. En dis die kwaliteite wat binne in 'n vader moet wees. So ek gesê, ons kan, het julle vir my Matteus 6:33, julle ken hom. Maar soek eers die koninkryk van God
en sy geregtigheid. En al hierdie dinge, dan praat hy van al daai noodsaaklikheid. Daarsoos hy sal vir julle bygevoeg word. So soek eers God se heerskappy. Soek eers sy geregtigheid. Met ander woorde, doen God se dinge op God se manier. En dan pappa, dan kan ons by die huis kom. As ons daai voorbeeld het, dan kan ons ons familie se rig in die rigting waar ons moet gaan. Maar ongelukkig is maklik gesê as gedaan. En soos ek sê, ek is ook 'n pa. Ek val ook. Ek raak ook kwaad. Veral as dinge bietjie rof gaan. Dan vergeet ek hierdie. En vanmôre sê die Here vir my, weet jy wat? Kom ons kom net terug na die elementêre goed. Kom ons dink 'n bietjie 2 keer voordat daai irritasies en dit is skoene waaroor jy 3 keer gepraat het en is modder daar en is dit wat nie opgeruim is nie en dis die huiswerk nie en dis nie opstaan nie en ek weet nie wat los ek uit. Kos is nie geëet nie, is gemors, is skorrelgoed oral. Wat dan nog? Daar sê piu. Ons ken dit as piu. Piu heeltyd. Te veel van dit. En dan voel jy wil piu deur die muur gooi. Praat ek met regte mense? Almal beleef dieselfde. En terwyl ek dit sê ek, Here, hoe kom ek hierby uit? Hoe kom ek hierby uit? Want dit voel vir my, ek is hier en dan, is dit daai ligskakelaar, wat net een te veel is. En dan lyk ek nie soos die pa, wat U vir ons wysie is nie. Jy sien, dan besef ek net weer, ons moet net terugkom na die basics toe. Net bietjie terugstaan, en net bietjie sê, wow, kom ons slaan die brieke vas. Kom ons hanteer daai situasie. Nie daai emosie uit wat ek ervaar, op daai oomblik nie. Kom ons hanteer dit, soos wat die Here dit hanteer het. Hy het aarde toe gekom, nie toe ons almal gered was nie. Hy het aan ons hartsteure geklop, nie toe jy perfek was nie. Toe ons verlore was. En dan sit ek daar en ek sê, Here, hoe mis ek dit? Het jy kinders, en ek meen van wat se ouderdomme, party mense se kinders is dalk al in die 30s en 40s. Maar dalk is daai kind, maar net verlore. Maar jy verwag, hy moet op jou vlak wees. Hy verwag, jy moet beleef, hy moet beleef, of sy moet beleef, wat jy beleef. En ek meen, ek het met mense gepraat, en dan ervaar ek hierdie situasies, en dan dink ek, Here, waar is die antwoord? Want ek meen, as jy hoor wat party mense sê, dan dink jy, vat daai kind, en haal jou beld af, en roer vir hom. Daar is nie ore nie. Maar wie wat, partykeer is daai sagte antwoord van wysheid. Slaan baie harder en dieper in as daai leerbeld. Die woord sê as 'n plek vir die leerbeld. Maar baie keer moet ons kyk, die Here het gesê, ek het gekom vir wat verlore is. Ons kind word nie gebore, engeltjies uit die hemel uit nie. Ek moet sê, toe hulle so klein was, dan dink jy so. Onskuldig, sit nie 'n voet verkeerd nie, hulle maak die mooiste geluitjies, alles. Dan speel hulle met die maatjies by die skool. Of jou kind is daai kind se maatjie. Kan albei kante toe werk. So ja, so ek wil net hê ons moet ons fokus bietjie net weer herbelyn. Wel nou, so as jy vir ons Jesaja 35 ook opkry. My hande is vandag so koud, te kramper nie geblaai nie. Jesaja 35. Ek so amper daar. Ons gaan net gou 'n bietjie na vers 4. Ek gaan in die res van die, daar's baie skrifverwysings. Ek gaan dit vir julle gee, ek gaan nie julle almal lees nie.
Jesaja 35 vers 4 tot 6. Hoor wat sê hy. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van blindes geopen, die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok, en die tong van die stommes sal jubel. Want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Nog 'n skrifverwysing in Jesaja, direk na Jesus Christus. En hoekom ek hierdie spesifieke skrif vir julle vandag ook wil aanhaal, dit sluit aan met Jesaja 9 vers 5. Buiten dat albei verwys na Jesus Christus, sê hy presies wat hy gaan doen. Sê aan die wat vervaard is van hart. Want ek meen, nou kyk jy jou kind, en kom ons sê, dis een van daai ongoddelike dae, en jy sê, ag wie, jy is stupid, of onnosel, of wat se vieslike woord jy op jou mond bring, wat jy glad nie moet doen nie. Jy sê dit nie. Dan sien jy wat gebeur in daai kind se gemoed. Vervaardheid van hart. Ek word afgebreek. Baie dalk van julle het as kind dit gehoor van julle ouers af. En hier kom ons ewige Vader. Hier kom ons vredevors. En hy sê, wie wat sê vir die wat vervaard van hart is. Sê vir die wie se aardse pa dalk in onkunde opgetree het. Julle koning kom. Julle ewige Vader kom. En wees nie bevrees nie. En dan sê hy, wees sterk. Sê hy daarso, wat doen hy als? Dis die blinde se oë, die dowe. So, ons praat van genesing. En die Here genees nie net fisiese skwale en simptome nie, maar die wat gebroken is van hart genees hy ook. So hy kan 'n hart wat flenter is, kan hy heel maak. Dis die Vader waarvan ons praat. Dis die kwaliteite en die eienskappe wat ons Pa het. Ons hemelse Vader. So en daar kom hy, en hy praat van, hy is die sterke God. So hy is nie net ons hemelse Vader, hy is nie net almal se Vader wat hom aangeneem het nie, maar hy is ook die sterke God. En dan sit en dink ek meen, hierdie klein seentjies, julle ken hy, sê goedjies van hulle, en ek dink was advertensie op eendag. Jy weet, my pappa is groter en sterker as jou pappa. Ken julle dit? Dalk was een van julle dit. Ek was ook daar, ek het ook gedink my pa is die beste en die grootste en die sterkste. En hierso sê hy is die sterke God. My hemelse Pappa is die sterkste. Amen. So jy sien wanneer, ek wil net hê, dit is elementêre goed vandag. So dit is nie 'n baie diep storie nie. Ons praat net goed wat ons net weer moet hoor. En dis al die doel van vandag. Want as daai versoeking kom, dis die vyand. En hy is die vader van leuns. Hy is ook 'n vader. En hy baar sonde met sy leuns. En hy wil dit aan jou verkoop. En hy gaan vir jou sê, ek is sterker. Ek is groter. Jou probleem, jou situasie is groter. En die Here sê, hy lieg. Hy sê, ek is die sterke God. Ek is die sterkste. En ek meen, op die kruis, oud van Golgotha, toe's daar, kom ons sê, 'n fight, om dan nou regtig te kyk, wie is die sterkste? En hy het verloor. Ons hemelse Vader het gewen. Amen. So jy sien, partykeer vergeet ons dit, wanneer ons in hierdie situasies is,
En die Here sê vandag vir ons, weet wat, onthou dit. Ek is nie net jou Vader nie. Ek is die sterke God. Ek is die sterkste. Daar's niks bo my nie. Daar's niks wat ek nie kan gesond maak nie. Daar's niks wat ek nie kan heel maak nie. Sê vir die wat vervaard is van hart, julle God kom. En ek wil amper vir jou sê, in vandag se tyd, sal hy skrif dalk anderster gelees het as Jesaja wat geprofeteer het, want die profesie het tot vervulling gekom. So hy sê vir die wat vervaard is van hart, jou God is hier. Hy is nou teenwoordig. Hy's nie ver nie. Hy kom nie nog nie. Hy het gekom. Hy's nou hier. Jy sien, wat vir my ook interessant is, ek lees daarso van in Johannes 14 vers 9. En julle ken vir die ongelowige Thomas. Amper knoop my tong in 3. Dan gaan jy vir julle moet verder praat. Ja, die koue is wild vandag en ek kry nie regtig koud nie. Die ongelowige Thomas staan daar en hy maak die stelling. Hy sê, Here, toon ons die Vader. Julle ken daai skrif. En die Here Jesus maak 'n interessante stelling. Hy sê vir hom, ek is so lank al by jou. Ek is so lank al by jou. As jy my gesien het, het jy Vader gesien. Want jy sien, behalwe vir sy ongeloof, het dit hom weerhou om te sien dat Jesus sy ewige Vader is. Hy het nie gesien die vaderkwaliteite van Jesus nie deur ongeloof. So ons kan nie vandag toelaat dat ongeloof in ons hart posvat nie. Want ongeloof maak dat jy nie dit wat goed is en die goeie kwaliteite wat God in ons gesit het, raak sien nie. Deur ongeloof gaan jy na iemand kyk en jy gaan net die duiwel in hom sien. Jy gaan die sleg in daai persoon sien. En dan gaan jy eintlik dit verder nog wil afbreek deur jou eie ongeloof. As jy nie glo daar's redding vir jou kind nie. As jy nie glo hierdie kind het 'n goddelike roeping nie. Hoe gaan jy vir daai kind sê, wie wat, daar's 'n belofte vir jou vir ewigheid. Wie wat, daar is 'n vooruitsig vir jou. Wie wat, daar's meer vir jou as wat hierdie wêreld kan bied. As jy dit self nie glo nie. So deur ongeloof kon die ongelowige Thomas nie eers die vadereienskappe sien binne in Jesus nie. Na al die tyd wat hy saam met hom spandeer het. So dan kyk ons bietjie, wat is die rol van 'n pa? In general, wat is die behoefte vandag wat mense het? Wat moet 'n pa doen? Jy het so 'n paar goed neergeskryf. Gewoonlik, 'n pa moet voorsien. 'n Pa moet beskerm. 'n Pa moet ook versorg. 'n Pa moet 'n rolmodel wees. Hy moet kan dissipline handhaaf. Hy moet kan liefde gee. Hy moet kan leiding gee. Hy moet 'n bron van wysheid wees. Hy moet sekuriteit kan bied. Hy moet 'n goeie voorbeeld wees. Maar ook, hy moet kan vergewe. En dan is daar die omgekeerde ook. Hy moet ook kan vra vir vergifnis. So dit is 'n paar kwaliteite wat 'n pa moet hê. En so ek sê, jy kan nie net onder daai goeters een aspek koppel nie. Dit sprei uit in 'n breë band van dinge wat ons nodig het. Maar ons word gekonfronteer vandag, want ek meen as jy daai goed hoor, miskien voldoen jy nie vandag aan daai vereistes nie. Miskien as jy hierdie goed hoor, dan dink jy, wie wat, ek is nie so goeie pa nie, of wie wat, ek is dalk beter as dit. Maar dalk is daar 'n paar goeters waar
waarin jy tekort skiet vanmôre. Kan dalk wees as gevolg van die voorbeeld wat jy ontvang het. Dalk was jou pa vandag glad nie een van hierdie goed eers nie. Dalk het jou pa nie eens die Here geken nie. En dalk is daai beeld wat jy ontvang het vanaf jou aardse pa is 'n struikelblok tussen jou en die Here, want jy sien die Here deur daai raam. En ek weet, is moeilik, want dit is goeters wat binne-in lê. Dis nie net goeters wat jy alledaags leef nie, dis daai diep seer wat nou en dan jou pad langs kruis. Jy sien, miskien is jy vandag aan die ander kant, dat jy nie die fisiese pa is nie, dalk was jy 'n dogtertjie of 'n seentjie. En jy weet nie eens wat beteken hierdie goed nie. Dalk het jy 'n wonderlike pa gehad, wat al hierdie goed gedoen het, maar hy het dalk nie Jesus geken nie. Hy het nie 'n verhouding dalk met die Here gehad nie, maar hy was 'n goeie man. So nou weet jy nie, hoe lyk 'n verhouding met die Here nie, want jy weet net om 'n goeie mens te wees. En dan kom die Here, dan sê hy vir ons, weet jy wat? Kom kyk, hoe lyk my voorbeeld? Kom kyk wat het ek vir julle nagelaat. En ek gaan net 'n paar goed aanraak. Jy sien, as die woord sê, Jesus is die ewige Vader, dan sal hy outomaties die perfekte voorbeeld wees. En 1 Petrus 2:21 verklaar, dat hy vir ons 'n voorbeeld nagelaat het. So as ons na die lewenswandel van die Here Jesus Christus kyk, dan kan ons sien hoe lyk 'n voorbeeld van 'n liefdevolle pa, wat 'n sterke God is, maar ook genoeg sagmoedigheid in hom het, om vir die geringste dingetjie ag te slaan. Om tot stilstand te bring, en te sê, wie wat, julle gaan nie deur se kindertjies verhinder nie. Ek stel belang aan hulle. My liefde is vir hulle ook. So kom ons kyk, een van die goeters vandag, voorsiening. Julle ken nou al Matteus 6:32 en 33, wat praat van jou fisiese behoefte. Kyk wat jy gaan eet, kyk wat gaan jy aantrek. So die Here voorsien aan jou fisiese behoefte. Hy sê, soek my heerskappy. Dis die koninkryk. Soek my geregtigheid. Kom na my toe. Ek is die bron van voorsiening. Dis wat die Here sê. Dan sê hy ook, Jesaja 61 vers 1, jou emosionele behoefte. Hy voorsien vir jou aan dit ook. Sê vir die wat gebroken is van hart. Sê vir die wat gebroken is van hart, hulle moet kom. Ek sal hulle heel maak. So hy voorsien in elke aspek van my en jou lewe. Gees, siel en liggaam. Perfekte voorbeeld van dit. Ek sit en ek dink, daartoe hulle moet, ek dink belasting betaal. Petrus sê, okay, maar waar? Die Here het presies geweet, gaan vang 'n vis, die geld's daar. So vandag weet die Here presies waar lê jou behoefte. Hy weet presies waarna toe moet jy gaan, maar jy moet gehoorsaam wees. Net soos wat 'n kind nie net in Pick n Pay instorm en vir hom breakfast maak nie. Party kinders doen dit dalk, maar dan moeilikheid. Maar by jou huis, by sy pa en ma se huis, vra hy vir jou, ja, asseblief, ek is so honger. Asseblief, kan ek ook 'n krummeltjie kry? Ek sê, jy skud jou kop, gaan haal hy net. Verseker,
As ek in my pa se huis instap en daar staan 'n chocolate en goed waarmee my ma jou verlei, dan vat jy een. As jy dors is, dan maak jy die yskas oop en jy gooi vir jou water of koeldrank in. Die Here sê, kom na my toe. By hom is alles. By hom is die yskas oop. Maar jy gaan nie voorsiening by hom kry as jy nie by hom is nie. Sy koninkryk, sy heerskappy. Voorsiening is daar. So ons moet dit verstaan. So selfs jou emosionele behoefte, wat jy dalk nie in 'n kas en 'n yskas kry nie. Daar gaan hy vir jou sê, wie wat, kom sit hier op my skoot. Praat met my. Sê vir my. Beskermer. Ons het nou so vandag daaraan geraak. Jy weet, my pappa is sterker as jou pappa. Wie wat, as jy dit weer doen, gaan my pa jou reg sien. Het jy gesien hoe lyk sy arms? Hy gaan vir jou klaar maak. Jy beter jou gedra. Nee. Het gaan nie net oor betleiery nie. Jy sien, Matteus 11 vers 28 gee vir my 'n beter antwoord op hoe daai beskerming lyk. As daai kind kom, te gebroke hart, vir wat by skool gebeur het, dan wil hy eintlik nie hoor, jy gaan die onderwyser se stert loop nie. Hy wil nie hoor, wat gaan jy als aanvang nie, en hoe rof en hoe kwaai is jy nie. Hy wil hierdie woorde hoor wat die Here Jesus sê. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal jou rus gee. En partykeer is ons daai kinders. Die Here sê, kom net na my toe. Die wêreld het jou verinneweer. Die wêreld het dalk vir jou nie mooi goed gesê nie. Hulle het jou afgeknou. Hulle het jou mishaag. Hulle het in jou ongeregtig behandel. Hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Jy sien, Matteus 10 vers 16, doen die Here 'n interessante ding. Hy praat daarvan, hy stuur die disippels uit, soos skape onder die wolwe. Ken hy skrif? Hy het nie vir hulle gesê, wie wat, ek gaan al die wolwe vir jou doodskiet. As ek sien hy kom naby, dan elimineer ons hom nie. Hy het gesê, wie wat, ek stuur jou uit, soos 'n skaap tussen wolwe. Maar ek is daar. Want jy is daar vir voorbeeld. Jy is daar met 'n boodskap. Jy is daar met 'n roeping en 'n rede. En daai wolf gaan jou dalk byt. Hy gaan dalk seer maak. Maar dan kom jy na my toe. En ek sal jou rus gee. Ek sal jou heel maak. Ek sal jou hart weer genees. Ment is die Engelse woord. By mekaar maak. Dan praat ons van die versorger. Hoe lyk 'n pa wat versorg? En dadelik kom by my op, die Jesus bedien die woord, en hy gee die mense wysheid en leiding en alles, en hy kyk na hulle, en hy sien 'n fisiese behoefte raak. Hy sien hulle is honger. En hy sê vir sy disippels, ons moet vir hulle kos gee. Julle ken daai storie, die 5 broodjies, die 2 visse en dan die tweede vermeerdering van die brode ook. Matteus 6, 34 tot 44. So hy kom en hy versorg. Hy kyk na jou. En baie keer in hierdie gedeelte, dan sê ons nee, is nie 'n pa se job nie. Dit is mamma se job. Moedersdag was mos nou klaar gewees. Mamma moet dit doen. Maar hy kom die Here Jesus en hy sê, wie wat,
versorg hulle. Versorg hierdie mense en dan sê hy het gesê dit is so skape sonder 'n herder. En toe wys hy vir daai skape sonder 'n herder. Hoe lyk skape met 'n herder? 'n Herder se doel is om daai kudde te versorg. Die kudde doen niks vir die herder nie. Die herder moet alles vir die kudde doen. Hy moet hulle vat na groen weivelde toe. Hy moet hulle vat na water toe. En dis wat die Here Jesus vandag sê. Hy is nie net ons ewige Vader nie. Hy is nie net ons sterke God en ons geneesheer en alles nie, maar hy is ook ons versorger. Hy is die een wat jou gaan lei. Maar ek hoor ook en ek sien in die woord daar skape wat afdwaal ook. En wanneer hulle afgedwaal het, dan is hulle in die gevaarzone. Want dan het hulle nie meer die beskerming van die herder nie. Hy gaan soek hulle, maar vir daai oomblik verloor jy daai beskerming. En die Here Jesus sê, as ons by hom bly, soek eers die koninkryk, al daai goeders is by mekaar. Dan is die herder by jou. Sy stok en sy staf is by jou. Rolmodel. O, jene, dis 'n gevaarlike topik hierdie. Want ek meen op 'n tyd, as al die kinders sien hierdie TV's met hierdie wonderlike superheroes, met hierdie ouens wat niks verkeerd kan doen nie. Hollywood sterre, Suid-Afrikaanse sterre, wat ook al sterre jy wil wees. Jy sien, dan sê hulle, dis 'n rolmodel. Want my pa is nie 'n rolmodel nie. Ander mense sê dalk weer, dalk is my pa die rolmodel, want ek wil ook so rol wees soos hy. Ek meen, wie wat, hy gryp 'n vlakvark aan die tand met een arm en dan slag hy hom en dan is ons biltong in die huis. Ja, as party seentjies wat wille verbeeldings het. Want hy is my rolmodel. Ja, Anton, hy tel die mini met een arm op en dan ry hy die wiel met die ander arm. Dan sê die ander nee, wat my pa sê van die trap af, kom maar bly net aanrol. Ons praat nie van daai rolmodel nie. Want jy sien, die Here Jesus sê, en ek het daai skrif aangehaal, 1 Petrus 2:21. Hy is jou rolmodel. Hy het vir jou die voorbeeld nagelaat. Die perfekte voorbeeld. Maar die wêreld projekteer altyd dit as weakness. Nee, ek meen, kyk, hy het gehuil saam met die mense. Wie wat, hy het nie opgestaan toe hulle hom geskel het en gesê het, jy is verkeerd na alles nie, hy het net stil gebly. Hy moes gesê het, man, ek is onskuldig, ek meen, dis mos hoe 'n rolmodel is. So daai rolmodelle wat die wêreld vir ons voorhou, is valse rolmodelle. Want almal van hulle het, die superheroes het 'n regte lewe. En in die regte lewe is hulle glad nie so great nie. En jou pa kan net die vlakvark vang. Hy het dalk een keer reg gekry, as hy oud word, gaan hy dit nie meer kan doen nie. Ek sien soos dat ek ouer word, ek kan nie eens my kinders mee weghardloop nie. Dis 'n probleem, so as ek hulle wil vang, kry ek nie eens gevang nie. Maar jy sien, ons rolmodel sê, hy is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. So dit wat in hom is, verander nie. Want ek meen, baie van hierdie paas dalk is al 'n derde of as jy geseënd is 'n 4de generasie. En jy het nie meer die krag wat jy gehad het nie. Daarom kan ons nie op ons eie krag staat maak nie. Ek het altyd gesê, ek het gedink mense is alright, want jy voel dieselfde. Ek neem aan, baie van julle voel nog presies dieselfde soos 20 jaar terug.
Maar jene, ek weet nie, hier ergens oor 40, nee, dan begin hy so op 'n afdraande pad gaan. Party ouens se brieke werk en ander ouens gaan dalk vinnig, nee, maar joh, kan nie meer dieselfde goed doen as wat jy gedoen het nie. Want jou krag skiet tekort. Maar sy krag skiet nooit tekort nie. En nou ja, dan kom ons by die volgende punt en ek's amper klaar, is nie meer baie nie. 2 bladsytjies. En dan is dit lyding. En die woordjie lyding vind ek baie mooi beskryf in Hebreërs 12 vers 2 en Matteus 2 vers 6. Waar hy praat van Christus is ons leidsman. So wanneer Christus ons leidsman is, dan beteken dit hy vat verantwoordelikheid om voor te loop. En wie pappa, gewoonlik is dit hierso waar mans nogal eintlik goed doen oor die algemeen. Ek meen, mamma raak baie verward, veral as dinge bietjie verkeerd loop en die GPS het gebreek en jy is verlore en al daai goodies en jy het die sleutels by die huis vergeet, dan weet pappa wat om te doen. Dit is so. Maar dis oukei om partykeer ook nie te weet nie. En as ek hierso kyk en ek sien ons ewige Vader as 'n leidsman, dan beteken dit wie wat hy het boldness gehad. Hy het nie agter geraak in die crowd nie. So vandag pappa, jou kind wil sien jy het boldness vir die Here. Jou kind wil sien pappa is nie skaam en as hulle nou daar by die skool ongoddelik vloek en allerhande verkeerde goeders doen, dan sê, ag my kind, weet jy wat is verkeerd, en sê vir hy, hey, ons praat nie so nie. Weet jy wat, laat die woorde uit jou lippe eerbaar wees, met sout besprinkel, nie woorde van dood nie. Kry daai boldness, dat jou kind kan sien, jy skaam jou nie vir Christus nie. Want die ding is, Christus sê hy loop voor. En as jy sê jy volg in sy voetspore, jy volg in sy voorbeeld, dan beteken dit jy loop agter Christus as pappa van jou huis. As man van die huis loop jy agter hom. En dan baie keer vind ek myself dat wanneer dit by dinge van die Here kom, dan is ons as papas geneig om vir mamma voor te sit. Laat ek verduidelik. Papa loop voor as ons gaan vakansie hou en alles. Maar dan moet ons Bybel lees. Staan papa terug. Sê mamma, gaan jy? Jy sien hierdie leidsman is nie net 'n leidsman wanneer daar 'n kolklig op jou geskyn word nie. Is ek en jy as man van die huis, as vaders van ons huis, die leidsman in alle aspekte? Kan ons kom en vir ons kinders sê, weet jy wat, dis so 'n leidsman vir Christus lyk. Bring daai Bybel dat ons lees. Kom wat ek jou leer. Ek is dalk vandag 'n feilbare vader, maar ek volg een wat voor my loop en ek moet jou aan hom voorstel. Maar papa loop voor. Mamma is altyd agter papa. Mamma hou sy hande omhoog. Want papa is nie so taaf nie. Hy is die sterkste. Maar hy raak ook moeg. En mamma, dan moet jy papa help. En dan moet ons kinders wys, ons is nie bang om agter ons leidsman Jesus aan te loop nie. En dan die laaste punt is my laaste bladsy voordat ons afsluit. En dis die belangrikste punte vir my. En dit is vergifnis en liefde.
Hierdie twee goeters loop hand aan hand. Want jy sien, baie keer loop jy dalk met 'n letsel rond van wat pappa gedoen het, wetend of onwetend. Dalk is dit as gevolg van die voorbeeld wat jy gesien het. En dalk het jy die Here al ontmoet in jou lewe en jy deurgeblaai en dalk het jy gesien, maar die voorbeeld wat jy ontvang het as kind, lei nie op met die voorbeeld wat jy sien nie. Of die voorbeeld wat ek vandag vir jou voorgehou het en vir jou gesê het, hoe lyk Christus se voorbeeld, hoe lyk 'n ewige Vader se voorbeeld nie. Dalk kan jy nie assosieer met dit nie. Dalk kan jy, maar dalk is daar iets wat jou pa eendag gedoen het of gesê het. En hy het nooit gekom en gesê, wie wat my kind, ek is jammer nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, en ons gaan nou daaroor bid ook, dat wie wat jy moet hom vergewe. Want die Here Jesus kom en hy wys ons eintlik hoe wys. Ek meen, ons het hierdeur gekom. Hy is ons ewige Vader. Hy is 'n voorbeeld vir ons. Hy het alles gedoen. En dan kom hy aan die kruis wat praat van hierdie ultimate vergifnis. So vandag, as jy vandag 'n letsel in jou hart ronddra, dalk het jy dit so diep weggebêre, maar elke keer as daar ietsie gebeur, dan voel jy daai pyn. Dis een van die goed wat die Here gesê het, vandag moet ons dit skoonmaak. Want as ons hom wil vertrou as ons ewige Vader, ons het nou gelees, die wat gebroken is van hart, kan hy heel maak. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. En dan in die tweede geval, dalk is jy die pappa wat dalk iets verkeerd gesê het. Dalk is jy die pappa wat sy kind niks met hom te doen wil hê vanmôre nie. As gevolg van hardkoppigheid of van dalk 'n menslike voorbeeld. Dan moet jy jouself vryspreek en vergewe. Maar jy moet ook daai boldness hê en daai leidsman posisie opneem om te gaan vra vir vergifnis. So miskien moet ons vandag, as jy in een van hierdie goede val, maar net sê, wie wat, ek is jammer my kind. Ek is jammer my vrou. Ek het nie opgetree soos 'n Christus voorbeeld nie. Ek het nie gelyk soos my leidsman nie. En dan kom ons al by die liefde. Want vergifnis sonder liefde en liefde sonder vergifnis is dood. Sien 1 Johannes 4, 7-16, vers 7-16 praat van God is liefde. Johannes 4:16 sê, so lief het God die wêreld gehad. Korintiërs 13 verklaar vir ons wat is die essens van liefde. Want jy sien, liefde bou op, liefde bedek, liefde maak heel, liefde respekteer en liefde is eerlik. En as ons nie na hierdie beginsels kyk nie, dan kan ons eie families en ons eie lewens kontamineer. As ons nie wil vergewe nie, dan is dit omdat ons gekontamineer is deur dalk 'n seer. So ek gaan ongehoorsaam wees vanmôre as ek nie vra uit hierdie laaste 2 komponente. Is daar iemand wat in daai kategorie val wat
Ek gaan hulle saamgooi, waar jy dalk seer gemaak is deur jou aardse pa, waar hy dalk nie die beste voorbeeld was nie, en hy het nooit vir jou ekskuus gesê nie. As daar so iemand is, en ook dalk het jy geval, dalk het jy vandag waar jy so sit, dalk nie reg opgetree teenoor jou kinders nie, teenoor jou vrou nie. En jy wil hê ons moet vir jou bid. Dan wil ek vra dat julle hande sal opsteek en dat ons hierdie ding aanspreek as familie in Christus. So ek sê, kom ons sluit ons oë en ons kom in aanbidding. Miskien het jy 'n wonderlike pa en dan prys ons die Here vir hom. En dan kom ons bid saam. En ek wil vir elkeen bid vandag wat sy hand opsteek, wat vandag net gaan sê, terwyl almal se oë gesluit is, Here, ek vergewe hom. Ek vergewe hom vir wat hy aan my gedoen het. Ek vergewe hom want hy was nie vir my die beste voorbeeld gewees nie. Dan vandag sê, terwyl jy jou hand opsteek, dat jy die Here sal op sy woord vat en die Here vertrou. En dan spreek jy jou pa vry vandag. En as dit jy is wat dalk 'n fout gemaak het, dan gaan jy verseker na die tyd na die persoon toe en jy gaan hulle vra vir vergifnis. Maar jy vra nou vir die Here om jou te vergewe en jou heel te maak. Here Jesus, hier waar hierdie gebou in stilte gehul is, waar almal se gedagtes Here ver heen gaan, want ons almal het al een of ander tyd in ons lewe seer gekry. Of dit nou 'n sprus is of dalk deur 'n onverskillige woord. En so het ons ook elkeen, Here, dalk deur ydelle woorde uit te spreek iemand anders te seer gemaak. Here, waar ons dalk 'n hart getref het wat met 'n letsel loop en ons het nooit reggemaak nie. Ons het nooit gekom tot die besef om te sê ons is jammer nie. Dalk het ons dit onwetend gedoen. Wil ek vandag bid en vra, Here, kom herstel ons. Kom herstel ons, Here, as vaders van ons huis. Here, in hierdie verwronge prentjie wat ons dalk mag hê, van 'n pa wat nie lyk soos wat U lyk in die woord nie, soos die voorbeeld is wat U vir ons nagelaat het nie. Here, dat ons hulle nie sal veroordeel vir hulle tekorte nie. Want meeste, Here, paas wat U ken en Here, wat hulle hart vir U gegee het, probeer. Maar Here, dat ons ook mans genoeg sal wees en bold genoeg sal wees om op te staan en erken wanneer ons verkeerd is. So in hierdie oggenduur, Here, waar elkeen hier is, en waar elkeen diep dink, Here, aan hulle lewenspad, Here, wat hulle mee gekom het en wat hulle vandag voortsit. Bid ek, Here, vir genesing. Ek bid vir vergifnis. En ek bid, Here, vervul ons nou met U liefde. Here, want ons het vandag nodig vir meer van U. Here, miskien vandag is dit so moeilik. Here, want ek ervaar as mense wat sê hulle kan nie. Ek ervaar vandag, Here, dat daar's mense wat dalk skaam is en wat dit wil verberg en daai seer maar net binne hou, want dit is beter om maar net dit as om dit te laat gaan. So ek vra, Here, vir vrymoedigheid. Want ons harte lê oop en bloot voor U. Ons kan dit nie wegsteek nie. Here, en ons wil verseker nie met dit saamleef nie.
So Here, in hierdie oggenduur, terwyl ek nou in aanbidding is en hierdie aanroep wil ek sê, begin vandag by my. Want ek is nie die perfekte pa nie. Here, al probeer ek, val ek dikwels. Maar Here, deur u krag en deur u genade, staan ek weer op. En so wil ek bid vir elke pa, vir elke man wat nog 'n pa gaan word, Here. Dat hy vandag hierdie woorde sal verstaan en in sy hart sal vasmaak. Dat die perfekte voorbeeld is Jesus. Maar partykeer, Here, haal ons oë van die leidsman af. En ons val. En ek wil bid vir elkeen wat dalk al geval het hierdie week. Dat u ons weer sal oprig. Ek wil bid vir elke pa, Here, vir elke man wat nog 'n pa gaan word. Al weet jy nie alles nie. Gaan na die een toe wat alles weet. En sy naam is Jesus. Hy is deur alles. Hy het medelee met ons swakheid. Hy weet om te lei. Hy is die sterkste. Maar hy weet ook om nederig te wees. Hy weet om heel te maak. En hy weet ook om te vergewe. So Here, my volgende wil ek bid, Here, vir elkeen wat sukkel met vergifnis. Here, dat hulle sal verstaan vanmôre. U het ons vergewe, nie toe ons kom regmaak het nie, maar nog voordat ons reggemaak het. Het u daai prys betaal. Here, toe elkeen van u af weggevlug het, Here, Petrus het u verloon, en die res van die disippels het weggehardloop. U sê hulle het aanstoot aan u geneem. Toe sê hy, ek gaan nog steeds die prys betaal. So Here, ek wil vandag bid vir trots. Veral onder ons mans. Want trots weerhou ons, Here, om net te kom sê ek is jammer. Here, ek vra dat ons trots u sal wees. Dat ons, die Engelse woord is boast, sal u wees. So Here, hou ons vas vandag in u liefde, omvou elkeen. Here, dalk is daar 'n hart wat broos is vandag. Wil ek bid, Here, dat u die Gees, die Heilige Gees sal stuur, Here, want u sê die Gees is die comforter, die vertrooster, Here, om daai harte wat gebroken is weer te vertroos, Here, sodat dit kan heel word deur u bloed en u genade. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Gaan in die liefde en in die vrede van die Here, en al die pappas, daar wag vir julle geskenkie daar agter, as julle kinders julle nie al klaar gehelp het nie, daar is 'n ekstra ene. Dankie Lennard.